Rosa Park, I pray over Imoya Med. I pray over all the hospitals and theaters. I declare that the blood of Jesus Christ, that your angels will come and stand around every place, every hospital. Father, I pray every place. Father, I pray now, even over the shebeens, the places of alcohol and alcoholism, places in the bars and in the taverns, that the fear of the Lord, Father, as the revivalists have prayed, even in the time of the Welsh revival, where the people to stop to drink. Father, I declare, Rabasiendo Ribozzo, by the precious blood of the Lamb, so that we can take legal right authority in the name above every other name, Yeshua HaMashiach, Jesus Christ. We speak life over this city. I declare your life over this city. This is the time to populate heaven and plunder hell. This is the time for the kingdom of God, Elohim El Shaddai, to stand up. You are looking and seeking for a man to stand in the gap and call out so that this nation can be saved. Father, we can see, and even with the commission, what has taken place with the law enforcement and the criminals, how everything is coming to your light. The confession, even in their courtrooms and in the government, by what is taking place, everything is exposed, and it's now evil against evil, darkness against darkness. The one is fighting against the other. Father, I pray that this nation shall be born in a day. There is a place where a nation already has been born in a day. 14 May 1948, Jerusalem, Israel. But we know there is a place where other nations, if they are the first fruit of many nations that can be born in a day. This is time for Africa. This is Africa's time. This is time, Ribata, when the kings and the priests will come together and change the commerce, the laws, Ribanda, and even in the financial atmosphere and realm, the change that will come and take place. So Lord, we come, use our lips, our mouth as a rudder this morning through your Holy Spirit to pray the right prayer at the right moment, at the right time, to execute your word in this place, to execute your word. And even in Bloemfontein, that was called the City of Roses. But Father, I pray that the City of Roses will start to release the fragrance from your heavenly altar, a fragrance of roses, because you are the rose of Sharon. You are the bright morning star. And we praise you this morning. We declare your name, the name above every other name, over the city. Father, when we speak to the earth this morning, we declare and we speak, hear, O earth, hear, O earth, hear the word of the Lord. Hear, O earth, hear, O earth, hear the word of the Lord. I praise your mighty name. I praise your mighty name. Rubu turubu turubu shienda ribanda. Ru turubu turubu tudida. You are worthy, you are worthy, you are worthy. Ru turubu turabatara tarasienda. Ru turubu 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 shienda ribanda. Blessed are your name. Hallelujah. 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 Glory, glory, hallelujah. You are beautiful, Lord. There is no one like him. So, Lord, we are standing here this morning on holy ground because you have sanctified and set apart this gate and this altar. It's
sits in a judicial capital, when we have taken legal right authority even over what they called Halloween. So Lord, we know when we have prayed against it this morning, we declare that your light, you are the light bearer. You are the bright morning star. You are the light. Will come and shine in dark places all over the city tonight. Your light will come and shine in. Your word is coming in this morning like a double-edged, a two-edged sword, and it will divide between soul and spirit. And we take the sword of the Spirit and we cut loose any covenant that was made with the forces of darkness. We divorce ourselves from every covenant, and we're standing on your name. We're standing on the name above every other name, because in that name, the name above every other name, redemption has come for everyone that can confess. A legal right, confession. Let's praise Him, how great Thou art. Let's praise Him. My soul, my Savior God, to Thee, how great Thou art. Just lift up His name. There's nothing, there is no name above your name. No name above your name. Everything is in the name. Everything lies in the name. No one else can be called Savior. Redeemer. Kinsman, Redeemer. The beloved, our bridegroom, our soon coming King, our advocate, our counselor. When we pray yesterday through the names, there's no bigger authority in every name. The name of Jesus Christ that carries and every name of Him, the advocate, the Almighty, the Aleph. He is the Amen. He is the angel of the Lord. He is the author and the perfecter of our faith. He is the beginning. He is the bishop of your soul. He is the branch. Anotsari. The branch. He is the bread of life. He is the bridegroom. He is your carpenter. He is your chief shepherd. He is the Christ. He is the comforter. The consolation of Israel. He is the cornerstone. He is the day spring. He is your deliverer. He is the desire of nations. He is Emmanuel. Emmanuel. God with us. He is the everlasting Father. He is the faithful and true witness. He is the first fruit of many brethren. He is the foundation. He is the friend of sinners.
He is the gate of the sheep. He is the gift of God. He is God. John 1:1. He is the glory of God. He is the good shepherd. He is the governor. He is the great shepherd. He is the guide. He is the head of the ecclesia. He is the great I am. He is Jehovah. He is Yeshua. He is King of Kings. He is the Lamb of God. He is the last Adam. He is the light of the world. He is the Lion of the tribe of Judah. He is Lord of Lords. He is Master. He is Mediator. He is Messiah. He is the Morning Star. He is the Nazarene. He is the Omega. He is the Passover Lamb. He is the Physician. He is the Potentate. He is the Priest. He is the Prince of Peace. He is the Prophet. He is the Propitiation. He is the Purifier. He is the Rabbi. He is the Ransom. He is the Redeemer. He is the Refiner. He is the Refuge. He is the Resurrection. He is the Rock. He is the Root of David. He is the Rose of Sharon. He is the ruler of all creation. He is the sacrifice. He is the Savior. He is the second and the last Adam. He is the seed of Abram, the seed of David, the seed of the woman. He is the servant, the shepherd. He is Shiloh, the son of David. He is the Son of God. He is the Son of Man. He is the Son of Mary. He is the Son of the Most High. He is the stone. He is the Son of righteousness. He is the truth. He is the way. He is the wonderful counselor. He is the word. And He is the vine. We praise you. We praise you. We praise you this morning. No one like you, Lord Elohim. Môre my dierbare Boetas in Christus. Kom ons hou net ons oë toe. O Here, so dankie. Vir hierdie moeite werd plek om vanoggend by te wees. Dis so ongelooflik. Die moeite werd om nie saam met U hier tyd vanoggend te spandeer. En Here, waar U my gebruik vanoggend om iets te deel, maak my niks en maak U alles. Miskien het ek dit al gesê en dan wil ek dit vanmôre net graag weer sê. In our living, dedicated and growing relationship with Jesus, there is for Him believable words that have Him believable impact on and in our relationship with Him. En hoor, wat is hulle? Silence, stilte, solitude, simplicity, and surrender. Dit het ongelooflike impak. God, Jesus het vir ons so die voorbeeld gestel om gereeld om af te sonder na 'n still and quiet place to meet with His Father. Ons moet hierdie voorbeeld navolg. Dis so navolgingswaardig om elke oggend jou af te sonder, om te luister na sy stil, soft voice. Hoor net, stil, soft voice. En wat ek geleer het
in hierdie oefening. He does not ask your attention. He extracts your attention. He extracts all of you for all of Him. This still quiet place literally means a desert place. Not just a physical one, but also a spiritual one. Het jy so tyd? Dit is lewensveranderend. En dit het ewigheidswaarde. Daar, you must have no distractions. You must give your undivided attention. It's a place to contemplate with Jesus. A place to think about and experience God. It's not a thing, no, it is a disciplined practice. Boetas, dit is dissipline. En dit moet ingeoefen word. It is the most unbelievable, refreshing time that you can have to face the new day and its challenges and opportunities that it gives. It becomes your mountain experience. Your mountain experience wat jy toegerus word to do what expected from you down in the valley. Hierdie bergervaring rus jou toe om in die vallei dit wat die Here wil hê jy moet doen, te doen. 'n persoon met die naam van Smith Wigglesworth said, Jesus said it, I believe it, and that is it. Klaar, so eenvoudig is dit. After your mountain experience, you give off a sweet smelling aroma. En wat doen jy met daai aroma? You introduce Jesus to the people in the valley. Are you, with your aroma, an introducer of Jesus to other people? In hierdie tyd het ek so geleer, the best place to be is not your circumstances of dit waarin jy jou bevind. Jou beste plek is om onder die wil van God te wees in jou lewe. Onder sy wil. Die enigste manier om aan die ander kant te kom, is om daardeur te gaan. En die ongelooflike van hierdie deurgaan, is wie met jou is. Is dit nie ongelooflik van die deurgaan, dat hy saam met jou is? En in dit wat ek deurgegaan het, in my tyd, het ek begin leer om ophou rond te kyk en boontoe te kyk. Kyk vir 'n slag weer bietjie boontoe. En dan die eenvoudige simplicity van giving a hug, 'n drukkie gee. Elke keer as jy iemand 'n drukkie gee, boetas, verlig jy sy of haar weersinwekkende druk wat daardie persoon ondervind in die wêreld daar buite. Moenie nalat om drukkies te gee. Moenie nalat. Moenie vergeet van selfs 'n shoulder tap, net iemand so op die skouer te tik en sê dit wat jy nou gedoen het is so navolgingswaardig. Dit maak so 'n verskil in daai persoon se lewe. En dan wil ek net ietsie deel en julle kan hierdie boek se naam afskryf. My dogter het dit vir my gegee. Heaven and Unexpected Journey. One man's experience with heaven, angels and the afterlife. Hier is die boek, ek sal hom neersit as julle sy naam. Dit is hom gelooflik. Die persoon het 'n nabydoodse ervaring gehad.
En wat so ongelooflik is, hy sê toe hy daar kom, is hy eers gevat verby die hel. En hy sê die stank en die reuk wat uit hierdie donker gat waar hy verbygekom het, was weersinwekkend. En hy sê daar het hierdie ongedierte uitgekom en alles moontlik gedoen om hom in te kry. Maar hy's daar verby en toe kom hy by die hemel. En hy sê soos hy beweeg het in die hemel en die gewaarwording met hy sê ons almal het 3 beskerme engele. Het sy beskerme engelinge teen ongelooflike spoed na hom toe aangekom. En hy sê hy het selfs gedink hulle gaan dwars deur hom gaan. En hy sê die een was groot en die een was in die middel en die een was klein. 3 van hulle. En hy het aanvaar die een in die middel. Ag, die een groot een is die een in beheer. En hy sê die volgende oomblik het hulle so sagvoet voor hom gekom. En hulle buig voor hom. En hy sê, but why do you bend in front of me? Say, we don't bend in front of you. We bend in front of you because of him that is in you. Because of him that is in you. Hy sê die visie en die dimensionaliteit, daar's nie iets soos 3D nie. Dit is ongelooflik. Hy sê, hy kyk na 'n berg, wat seker as hy skat 3-4 kilometer van hom is. Hy sê hy sien die detail van 'n geel blommetjie daar teen die berg, 3-4 kilometer ver. So ons moet net aanvaar hierdie wonderlike belewenis wat vir ons voorlê om in die hemel te kom. En dan wil ek ook net iets deel, is die waarde van selfoongebed. Hoeveel keer is ek al onkant getrap in my lewe, dan hoor ek van iemand wat siek is, maar nou se ou so aan die gang, of wat 'n moeilike tyd weer gaan. Ja, ek gaan plan maak. En as jy maar weer kyk het die duiwel gesorg dat jy nie daar uitkom. My gewoonte is nou, dit is goed om persoonlik te gaan, maar tel die telefoon op en bel daai persoon. Hoeveel keer het ek al verbygekom, 'n jaar, 2, 3 jaar daarna, dan kom ek by iemand en sê, Johan, jy kan nie glo wat daai gebed oor die telefoon vir my daai dag beteken. Dit maak 'n ongelooflik verskil in 'n persoon se lewe. Moet dit nie nalat nie. Die enigste manier om 'n vriend te hê is om een te wees. En watter vriend het ons in Jesus? 'n Ongelooflike vriend. En ek vra julle as ons vandag hier uitstap, don't forget to be awesome. Moenie vergeet om awesome te wees nie. Be an introducer of Jesus to other people. Ek het gister, sê ek vir Andrei, in my straatbediening wat ek nou het ek aan 'n swart ou man bedien. En toe ek so weggaan, toe sê hy vir my, oupa, die lewe maak jou mooi. Boeta, dit wat jy, die weersinwekkende goed wat jy in die lewe ervaar, is dit jou mooi gemaak. Van binne. En as dit nie gedoen het, hoekom nie? Sorg en waak daarteen dat die wêreld se weersinwekkende omstandighede jou nie lelik maak. Mense luister nie wat jy sê nie. Kyk na wat jy doen, is dit mooi? Is dit ongelooflik en is dit navolgingswaardig? Dankie vir die geleentheid. Kom ons hou net oop. O Here, so dankie. Weereens vir hierdie plek. Dis 'n moeite werd plek om in te wees. Here, en asseblief, julle ken my hart. Ek sê gister vir Andrei, 3 uur toe ons praat. Ek het al my klere op die bed uitgepak, so het ek uitgesien om vanoggend te wees. Want dit maak so 'n verskil in my lewe.
Maak dit 'n verskil in jou lewe. En Boetas, ek wil vanoggend bid. Die Boetas moet kom. Maar ons kan die rede en die oorsaak wees dat hulle nie kom nie. Maar kom ons wees eerder die rede en die oorsaak omdat hulle kan en wil kom. In Jesus naam, amen. Amen. Halleluja. Vader, dankie. Ek wil net vir u dankie sê vir my Boeta Johan, want ek weet ons verlosser Jesus Christus sou omgedraai het vir een verlore skaap en hom gaan haal het soos wat Johan teruggekom het. Help ons om ons oë van die 99 af te haal, maar op die een te sit. Al was dit net vir hom gewees, al was dit net hy alleen, is u die moeite werd vir oggend. En Heilige Gees, laat u kom vir oggend, en daai een skaap kom bedien vir oggend. Ons wil nie na die menigte kyk nie, maar ons wil na die enkeles kyk, want ek weet, as u dit in een persoon se lewe verskil maak, kan u dit in honderde se lewens se verskil maak. Dankie vir u goedheid en die genade. Father, we pray that this word this morning will just come and grow into their hearts this morning. I pray the blood of Jesus Christ over the word, and as I surrender myself, Lord, I pray, Holy Spirit, that you will come and deliver this message unto us. In the mighty name of Jesus. Amen. We praise your mighty name. Father, dankie vir hierdie oggend. Lord, we pray that the seed of your word this morning will just come and fall on fertile ground this morning. Ki turubu shibaraba taraba taraba shibarobotu. Ribu turubu shibaribanda riba. Ribu turubu shienda ribanda. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Ek wil net eers die woord wat die Heilige Gees in my hart plaas, wil ek net eers aflaai vir oggend. Ek gister vir François die titel gee oor hoe breek jy die vloeke van Mammon en gaan oor in die seën van Jesus Christus. Ek het dit 15 jaar terug, nee, 15, wanneer is 2008 nou, hoeveel jaar is dit terug? 17 jaar terug, het ek eendag met Gerrit Nel gesit en hy het net iets neergesit in die gees. En ek dank net Jesus en ek dank die Heilige Gees, partykeer drop hy net 'n woord, dat die Heilige Gees gaan en dan broei daai woord in jou en dit vat jou 17 jaar, voordat die Heilige Gees amper toestemming gee, sê kom release dit vir oggend. So 'n woord wat 17 jaar gegroei het, kon nie net 17 jaar groei nie, ek moes dit leef ook. En nou kyk ek, en ek sien hoeveel manne hier sit, en ek sien, as ek dit vir een doen vir oggend, want hy het dit vir een gedoen, hy het dit vir my gegee, en ek het dit gevat. En as een man hierdie woord vat vir oggend, kan jy vrykom. So as die ander weet, hulle kan vrykom, sou die plek vol gewees het vir oggend. Maar dis omdat, as jy in ongeloof sit, dan gaan jy dink, ag, dis maar net nog 'n boodskap, ag, dis maar net nog 'n oggend by die manne, en dis maar net nog 'n boodskap wat Andrei gaan bring. Dis nie ek wat die woord bring nie, is die Heilige Gees wat die woord kom aflewer vir oggend. En as die manna vars is jy instap daar vir oggend, en hulle klaar brood gebak, en jy stap daar verby, kan jy niks anders doen, jy wil dit koop. Want jy ruik daai brood, jy ruik daai geur. Nou God se woord is nog baie ryker. As hy die lewende brood is, die lewende woord is hy baie ryker om hierdie woord af te lewer vir oggend. So, ek wil begin in Genesis, en dan wil ek die woord deurvat van die Ou Testament, van Genesis, en ek wil hom tot Openbaring vat. En dan wil ek hom
die woord ook vat, net om julle 'n agtergrond te gee, wat die koninkryk van duisternis doen met Mammon en wat hulle reg kry. Want die woord sê vir ons, Jesus kom en hy sê, you cannot serve two masters. You cannot serve God and you cannot serve Mammon. You cannot serve Mammon and you cannot serve God. So hy reken Mammon nie as 'n demoon nie. Hoor mooi wat ek sê, but it's a principality and it's a master. Nou as hy 'n master is, dan moet hy sekere eienskappe en krag en funksies hê. En as jy na die wêreld om jou kyk, dan sien jy maar die geldmag in die wêreld lê op hierdie oomblik nie by geregtigheid nie. Dit lê nie in die koninkryk van lig nie. Dat die geldsisteem in die wêreld, Mammon, wat in Wall Street gebeur, wat in die global elite gebeur, wat in alles gebeur in die bankwese, wat in die Rothschilds gebeur, wat die bank manipuleer met dun lig. As ek sê dun lig, it's thin air. It's not backed upon gold. So the money system, Davey, it's not backed upon gold, but it's backed upon thin air. Ek sê gister vir iemand, as jy jou selfoon vat, is daar geld in jou selfoon. Jy kan hom tap en hy gaan vir jou wys approved of hy wys vir jou declined. Is ek reg? Maar as jy die selfoon weeg hy soveel gram. Julle stem saam. As hy R10 in het en of hy R1 miljoen in het, gaan sy gewig verskil. Dankie. So verstaan julle dat geld dun lig is. Nou dis hierdie beginsel wat ek vanoggend wil neersit. Maar kom ons kyk eers, en partykeer is, ek het maar oor die jare gehighlight, as hierdie klere die mekaar is vir julle, kom sê my, dan gaan ek volgende week, of die weke daarna probeer, skrifte opsit, en dis eintlik so goed as jy kan notas vat en maak, want hierdie moet jy onthou, want ek het net die saad van die woord het ek onthou, en dit wat ek onthou het my gevat oor jare in 'n studie en 'n woord in die woord te ondersoek, en ek het selfs tot gister nog steeds openbarings oor hierdie gekry. So God se openbarings hou nie op nie. So die woord is daar om dit te eet. Die woord is daar om dit te absorbeer en dit te verteer en 'n deel van jou te word, en dan gaan dit manifesteer. En ek gaan net neersit wat Gerard vir my destyds jare terug gesê het. Hy het vir my gesê, if you can put a king and a priest together, you can change the commerce of the world. So as jy die kantoor, the office, if you can change the office of the priestly and the kingly, and you can put it together, you can change the commerce of the world. Dis al wat hy gesê het. En ek het uit dit uitgegaan, en die Heilige Gees het my toegelaat oor tyd om 'n studie te maak. Nou wil ek vir julle begin by, om vir julle te sê dat Jakob, wat Israel geword het, nadat hy geworstel het met God, het in Genesis 49 'n profesie gegee. En ek dink min weet wat hierdie profesie is. En die profesie wat Jakob vir sy seuns gegee het, is vir vandag bedoel, maar sy seuns kan nie vandag leef nie. Maar as ons die saad van Abraham is, dan kan ons in die laaste dae hierdie woord, hierdie profesie ontvang. Want hy sê, and Jacob called unto his sons and said, gather yourselves together. Dit is gewoonlik wanneer een van die patriargs, een van die 12 seuns, of Jakob of Abraham, weet, hulle is op pad huis toe en God roep hulle. The Lord is calling them home. Hulle het nie net sommer soos ouens in die wêreld vandag, net sommer gesterf nie. Hulle het geweet, baie mense, min mense weet werklik, as God jou roep en jou tyd het aangebreek. So Jakob kom, hy roep sy seuns bymekaar,
En hy sê vir hulle, kom sit om my, that I may tell you which shall befall you in the last days. En hy roep, en hy gee vir elkeen van sy 12 seuns 'n profesie. Nou as hy vir elkeen 'n profesie gee, beteken dit elkeen van daai 12 stamme, daai 12 seuns, moet 'n invloed hê in die wêreld van vandag, because this is for the last days. Dan moet ons gaan uitvind wat gebeur met Juda. Nou as ons weet dat Jesus Christus kom uit Juda uit, kyk wat sê hy van Juda. Vers 8, Juda, your brethren shall praise your hand, he shall be the neck of your enemies, and your father's bow shall before thee. Judah is a lion's whelp. Kyk wat sê Jakob van Juda. Hierdie is 2000 jaar voor die kruis. En 100 jaar na die kruis kom die apostel Johannes, hy skryf die boek van Openbaring 5:5 en hy sê dat Jesus Christus is the lion of the tribe of Judah. Verstaan julle hierdie? Hierdie profesie kom uit Jakob uit, dat Judah is the lion's whelp. En dan sê hy in vers 10, and the scepter shall not depart from Judah, nor the lawgiver between us until Shiloh come. Shiloh is 'n ander naam vir die Messias. And unto him he shall gather all the people together. Maar ek wil by een uitkom, 13. En ek wil vir julle iets wys, dat uit 13 Zebulon, het julle geweet, as julle die stamme gaan bestudeer, waantoe almal gesplinter het oor die wêreld in 722, dan sal julle sien dat Zebulon kom uit Nederland uit. En as ons mooi dink, dan weet julle, Jan van Riebeeck kom uit Nederland uit, 1652. En ons weet dat in Ephraim is in Amerika, en Manasseh is in Europa, en Reuben is in Frankryk, en ek het boeke gekoop, en ek het die stamme bestudeer, en nie net een, nie 2 sinne, en ek het hulle bymekaar gesit, om te kyk of hulle nie weerspreek nie, en om te kyk of dit in eenheid is. Nou sê ek vir julle van Zebulon. Zebulon shall dwell at the haven of the sea. So die oomblik as jy sien, dat Zebulon was seevaders gewees, dan maak dit sin dat Jan van Riebeeck met 'n skip in Tafelbaai anker geslaan het. So nou kan ons dit sien. Dan sê hy net na Zebulon, Issachar is as strong as couching down between two burdens. Nou ons weet ook van Issachar. Wat weet ons van Issachar? What do we know about Issachar? David, do you know? What do we know about Issachar? Issachar is the tribe, the time and the seasons. Hulle ken die tye en die seisoene. So Issachar is a priest. I will show you. He knows the time and the seasons. But Zebulon is a king. They are doing commerce, trading with the sea. So as jy die 2 tribes bymekaar kan sit, dan moet daar 'n seën wees. So out of this place, the forces of darkness, let me explain to you. Go to Genesis, I want to take you to Genesis 10:10. Nou, as hier waarheid in is, sal die koninkryk van Mammon ook die koning en die priester saam sit om te trade. Stem julle saam met my? They will copy it and they will perfect it. Hulle gaan dit in vervulling bring. Hulle gaan wys hoe dit moet werk. So as ons dit by hulle sien, dan moet ons weet, hulle het dit iewers gekry. So nou weet ons, Genesis 10, dat daar's geen ander stad in die wêreld, no other city in the world, name is more mentioned
than Jerusalem. And then after Jerusalem, the most famous city in the world, in the Bible, in the Word of God, is Babylon, 287 times. So the meaning of Babylon is confusion. And Babylon become, hy die trading city, hy die handelsstad van die wêreld geword. Van die tweede hemel het daar uit handel gedryf. En ek wil dit mooi verduidelik. Die eerste hemel is hier waar ons is, die planete om ons. Die tweede hemel is die plek waar al die fallen angels, Mammon en al die principalities, wat is die principalities in Afrikaans? Die owerhede. Die gevalle owerhede. Die engele wat uit die derde hemel uit God se troon uitgegooi is, het hy heerskappy gegee vir 6000 jaar en hulle is in die tweede hemel en hulle regeer die wêreld en hulle bedrywighede. Tensy jy 'n oorkomer is, meer as 'n oorwinnaar is en jy by die voete van Jesus sit en die woord ken en die skrif ken en nie toelaat dat jy gevangenskap gehou word en 'n verbond het met die tweede hemel nie. So 'n covenant is belangrik en hoe kom ons los van dit? Maar eers wil ek verduidelik, is hierdie stelsel wat ek nou vir julle verduidelik het, the king and the priest, is it coming? Are they perfected it in Babylon? Het hulle dit vervolmaak? En dan kyk ons in Genesis 10:10. And in the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, Akkad, and Calneh, and the land of Shinar. And out of the land went forth Asshur, and rebuilded Nineveh and the city and Rehoboth. And the reason between Nineveh and Caleb is in a great city. En ons kan sien, vers 9, vers 8, and Cush begat Nimrod. Cush is Noag se kleinseun. En uit Kus uit word Nimrod gebore. And he began to be a mighty one. So daai woord mighty one beteken Geborim. En ek wil nie baie hier ingaan nie, maar ek wil julle iets vertel. Dit is waarna al die Rothschilds, vrymesselaars en al die mense smag. Hulle wil almal teruggaan na Nimrod toe. Want Nimrod hy het so geword. He begat Nimrod and he began to be a mighty warrior. He has begotten Nimrod and he began to be a hero in the land. A mighty warrior beteken hy het verander in 'n reus. Hy het 'n reus se DNA begin aanneem en kry in homself en hy het soos hulle begin word. En uit daai gevalle engele wat hy begin verander het hy 'n magshebber beteken. 'n Magshebber beteken you take control of the whole world. The commerce, die trading en wat in die trading is. Manne, ek sê hierdie goed vanoggend want daar lê 'n sleutel vir ons hierin. How to unlock. En as jy dit nie verstaan nie, gaan jy dit nie sien nie. So, hoekom wys ek vir julle Genesis 10 in Nimrod? So he started to build a tower. En 'n tower is 'n altaar, 'n connecting place. Dis 'n selfoontoring. Hy wil kontak maak met die gode. Jy kan hom nie bou tot in die hemel nie. Hulle bou hom op 'n spesifieke plek, hulle noem dit 'n ziggurat, en dan maak hy geestelike kontak met die fallen angels. Hoe maak hulle kontak? Hulle begin offers bring met hulle bloed. Hulle begin kinders, luister mooi, child sacrificing. Hoekom dink julle is daar die verskil van Molech daai tyd? Hy was 'n groot standbeeld, maar hy was ook 'n god wat aanbidding gesoek het. Dan maak hulle vuur binne, 'n fisiese vuur in sy belly. En hoe wreed dit mag klink, dan vat hulle 'n baba, hulle vat kinders wat gebore is, 6 maande, 'n jaar,
2 jaar oud en hulle sit hulle in die vuur. En ons moet dit weet. En hoe meer, en dis so afgryslik, hoe meer daai kinders kan skree, hoe groter is die offer en die sacrifice. En nou sê ons dis verskriklik, maar dieselfde gebeur vandag in Bloemfontein. Die moeder wat ongebore baba het, gaan die dokter in daar met 'n mes en hy versnipper. Dit is letterlik wat gebeur en ons wil dit nie hoor nie. En hulle doen child sacrificing. En wat gebeur in kerke vandag is dat pastore, dit gebeur, in Bloemfontein gebeur. Hulle kom van ander dorpe af, van Limpopo af, dan het hulle hierdie crusades in die townships, en dan sorg hulle dat die pastoor by 'n maagd slaap, by 'n vrou slaap wat nog nooit by 'n man geslaap het nie. Hy maak haar swanger en die oomblik is die baba op 'n sekere ouderdom is, dan gee hulle haar aborsie want dit kom uit 'n maagd uit om meer krag te kry. So ek moet hierdie konsep en hierdie fondasie vir julle lê om te weet dat die ultimate die grootste prys wat betaal is toe God sy seun Jesus Christus vir my en vir jou gestuur het. When he sent his son to be sacrificed for us, is die prys klaar betaal. So, hulle wil die prys van die bloed van Christus opweeg met 'n baba sin, want hulle aanbid hom nie. Maar daar's geen ander stem, geen ander bloed wat meer krag het as die bloed van Jesus, as the blood of Jesus Christ. And his blood can silence all the other voices. Weet julle dat bloed het 'n stem, hy roep uit. Dis hoekom hulle dit gebruik. So I want to give you the picture this morning, and I have to move on to go through and so that you can understand. So in Genesis 10 and 11, maybe I must just put it down here, dat julle kan sien. En ek gaan skryf daar. Genesis 10, Genesis 10, Genesis 11. En dan gaan ek onder dit skryf Revelation 17 and Revelation 18. So Genesis 10 gee vir ons religious, godsdienstige Babylon. Genesis 11, Genesis 11 is die toring van Babel. So die toring van Babel gee vir jou financial, commercial Babylon. So die eerste trading beteken koop en verkoop. So die eerste trading het plaasgevind voor Genesis 1 vers 1, Esegiel 28, waar Lucifer op en af beweeg het, tussen die troon van God en tuin van Eden, tot hy uitgegooi is. So the first trading already started at the Sea of Glass, and he traded on the earth. Want voor Genesis 1 vers 1 was daar lewe gewees. En hy het sy eerste trading daar begin. So sien julle Genesis 10 is religious Babylon, and then financial. So this is called, Genesis is called 10 and 11 is called Babylon. So wat word Genesis, Openbaring 17 en 18 genoem? Weet julle wat word hy genoem? Is called, het julle gehoor van Mystery Babylon? The harlot, die hoer van alle hoere. Dit is wat moet gebeur. As jy die boek van Openbaring kyk, gaan lees Openbaring 17, 18. So, Openbaring 17 gee vir jou religious, en die ander een gee vir jou financial en commercial Babylon. So ek wil vir julle wys, Openbaring 17, dat julle sien,
dit wat ek sê, kom uit die skrif uit. And he carried me away in the spirit, and I saw a woman in scarlet color sitting upon a beast. So die vrou is Semiramis, die vrou van Nimrod, die hoer van Babylon, vergeestelik, wat ook Jezebel is. Wat Jezebel was 'n priestes, stem julle saam. She was a Baal priestess, and then she married Ahab, a Israel king. Want sy het geweet, as ek 'n priestes is, en my pa was 'n priester, en ek kan met 'n koning trou, then I will be influenced, and I will have money and authority. Ja, dan weet jy, sy gaan daar uit. And just to show it to you, and to prove it to you in scripture this morning, but I want to show you this. Wie van julle weet wat daai is? Waar kom hy vandaan? New York, Wall Street. Wat het by die Mount Sinai gebeur? Wat het hulle aanbid? 'n Goue kalf. So 14 Desember 1989, een oggend toe New York wakker word, en hy slaap nie eintlik nie, want is day and night, dag en nag, gaan daar 10-11 miljoen mense in en uit die stad. Toe hulle voor Wall Street kom, toe het 'n sculpture in Italië daai gemaak, 33 ton, en hy het dit gaan aflewer by Wall Street. So daai is verteenwoordig wealth vir Mammon. Net om julle te wys, dit wat was, Prediker 1 vers 8, ek het dit Woensdag hanteer, dit wat was, sal weer wees. Is die Nguni bees wel verteenwoordig, waarmee betaal hulle bruid, hulle bolla? Davey, with what did they pay the bride? With cattle. Ja, jy moet beeste slag, hulle offer. Sien julle hoe gaan dit deur? Want, en hulle verstaan, die Rothschilds, almal, hulle verstaan hierdie. This is the symbol, but they worship the symbol, but the God in the second heaven, Mammon. So ons moet sien waar hierdie systeem deurgetrek het, deur ons hele samelewing. En as ons dan kyk, dan wil ek julle wys, gister het ek hierdie, dan wil ek julle wys, hier kom, ek dink is Judges, Joshua, alright. En dit is waar het by mekaar kom. En hier kom 'n man aan, of hier is 'n persoon, in Judges was daar nog nie konings nie, maar hy wil as 'n koning regeer. Sy naam is Micah. En hy wil voorspoedig wees in sy huis, en hy bly in die gebergtes van Ephraim. En in daai gebergtes wil hy voorspoedig wees, en Micah sê, dwell with me. Hy sien 'n profeet, hy sien 'n leviet. Wat is 'n leviet? Is 'n priester. Hy sien hier kom 'n leviet verbygestap, verby sy huis, verby sy grondgebied. And Micah said to him, where you come from? And he said, I'm a Levite from Bethlehem, Judah, and I go to sojourn where I may find a place. And Micah said unto him, dwell with me, and be unto me a father and a priest, and I will give you 10 shekels of silver a year, and suit of you the apparel and your victuals. So the Levite went in. And then Micah said, now I know that the Lord will do good to me, seeing I have a priest in my house. So hulle verstaan die beginsel, as jy 'n priester invat, dan moet jy voorspoedig wees. En toe ek hierdie woord ontvang het, daai tyd terug, ek wil net na die boek van Haggai toe gaan, en vanoggend, toe William die tweede keer lees, in 3 jaar wat Willie is, lees hy Haggai in 1 week 2 keer,
weet ek, hy moet dit vanoggend weer lees. Luister hierso, manne, in Haggai sê hy die volgende. Haggai profeteer oor God se tempel. Luister mooi, wat ek sê is dat, wat is sal weer wees. So as die tempel vervalle is in Haggai se tyd, wie is die tempel nou? Ons. As ons die tempel is, en ons is almal saam, as ons almal saam 'n tempel, die tempel, ons is nie tempels nie, ons is saam 'n tempel, die tempel van die Heilige Gees. Ons is nie bruide saam nie, ons is 'n bruid saam. Dieselfde beginsel. Jy bly enkelvoud. So as die tempel van God vandag saam is, hoe lyk die kerk, hoe lyk die tempel vandag voor sy koms? Want dis hoe dit daai tyd gelyk het. En hy sê, in die tyd van Darius in the 6th month, the word of the Lord came to Ian, the prophet, Haggai, die profeet kry die woord, en dan gee hy die woord unto Zerubbabel, the son of Shealtiel, the governor of Judah, and Joshua, Joshadek, the high priest. So Shealtiel is the governor, hy is die governance, hy moet regeer, and the high priest. So when you can combine the two, you will be prosperous. En dan vra Haggai vir die profeet vir hulle, hoe lank gaan julle nog in julle betimmerde huise woon, maar God se huis lê in flarde. So die woord vanoggend is, hoe lank gaan jy nog in jou betimmerde huisie woon en kap en jou eie ding probeer doen, maar God se koninkryk lê in flarde. So baie het hierdie woord al, ek het nog nie hierdie woord is nie iets wat ek al in die verlede gehoor het iemand bring hierdie woord. Hierdie is 'n openbaringswoord van die Heilige Gees. En as jy die woord bring en jy bring hom nie in hierdie konteks nie, want die konteks is nie vir jou as koning om 'n miljonair te word omdat jy nou 'n priester in jou huis vat. Ek gaan dit nou verduidelik. Nie vir jou om 'n miljonair te word, dis die konteks. As jy daai konteks so in jou oorgedraas, is dit verkeerd om. Want die konteks is, dit gaan nie oor jou, oor hoeveel geld jy het nie, hoeveel jy kan maak, en hoe voorspoedig jy kan maak nie. Dit gaan oor die volgende, is hoe voorspoedig kan jy God se koninkryk maak, deur dit wat in jou hande vir jou geplaas is. Die saad wat vir jou gegee is in jou hand, can you take stewardship in your hands to plunder hell and populate heaven? So as jy 'n evangelis vat, wat 'n priester is, as jy 'n intercessor vat, wat hier bid, en sê, ek gaan 'n intercessor aanneem, of ek gaan saai elke maand in sy lewe, of ek gaan 'n evangelis vat, of ek gaan 'n persoon soos Richie vat, of ek gaan dan in sy lewe en sê, wat is jou behoefte, waar kan ek voorsien? Of a person like Davey, and I said, Davey, where can I come and sow into your life this morning? I see you are out for 14 years involved in prison ministry. Richie, ek sien, jy het 'n huisgesin, ek sien jy is in die mannebediening, waar kan ek voorsien? Het jy hierdie nodig, wat is jou behoefte? Then you start to walk in that faith. Not because of your will, nie omdat jy kyk hoe groot kan jy wil, but out of your obedience, and because your heart is laying, you started to sow in the evangelist's life, and he can go out and win souls for Jesus Christ. Your life will be prosperous without asking for it. Jy gaan voorspoedig wees sonder dat jy gevra het. Ek het hierdie woord in 2008 begin, en ek het dit begin doen, en ek het naderhand het ek my seun Wilber ingebring, en van hom af Richie, en ek het agtergekom, Wilber, alles wat hy doen in 'n maand, die kos,
al die goed, sy uitgawes, sy mediese fonds, waar hy bly, alles wat hy doen, is nie op lig nie, wind nie. Hy kry dit nie verniet nie. It will cost you a price to send out an evangelist. It will cost you. Om 'n vreek in die veld, hulle gaan volgende week. Al sit ons 20 hier, daar's gemeentes wat 500,000 mense lidmate sit, wat minder siele wen is wat House of Bread in Bloemfontein wen. Ek weet dit. En ek spog nie daaroor nie, because the church is not here in the building, it's outside. The souls is in the marketplace. Daar's gemeentes wat jaar in jaar uit, ek was daar gewees, jaar in jaar uit, sit dieselfde mense in dieselfde banke. Ons kan so lyk of is dieselfde is, but in the outside, they are changing the world. En as ek hom nou roep, and ask him for his testimony, jy kan vra vir Richie nou, as daar tyd is, hulle kan vir jou 2 minute, kan hy vir jou vertel wat het by die mark gebeur, 2 dae terug, daar wat moslems en almal is, toe die Heilige Gees op skoolkinders geval het, en tale begin praat het. Maar het 'n prys gekos om in daai plek te gaan. Nou in dit wil ek vir julle wys, let me show you the principle. And this will, want die woord van God sê, hierdie een is klein geskryf, ek het hom net afgeneem, laat ek onthou, 1 Peter 4 sê, as every man has received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. So die een is geroep om 'n koning te wees, en die ander een is geroep om 'n priester te wees. Jy is dalk op 'n plek, of jy weet van iemand wat finansiëel, God het jou geroep om 'n Josef te wees, om te voorsien, maandeliks. Al het jy nie baie nie, al begin jy by 50, al saai jy 100, al saai jy 1000, al saai jy 5000, 'n maand. Dit gaan oor, die oomblik as jy 'n persoon vat, en jy neem hom aan, en jy saai in sy lewe in, dan begin goed verander. So you can start. I've started as a king. But then I realized the Lord has called me as a king and a priest. Want Openbaring sê, Melchisedek is konings en priesters. So jy gaan nie al twee daai funksies gelyktydig. Partykeer gaan jy kom en sê, maar ek het nie tyd om uit te gaan en siele te gaan wen nie. Ek kan nie, maar my gawe is om geld te maak of om geld te genereer. To send out the evangelists. So in hierdie selfde beginsel, kom ek wys vir julle. Ek het begin lees, I started to show you about 2 tribes. En die 2 stamme is Issachar en Zebulon. Zebulon wat in Suid-Afrika sit. And even out of Zebulon, ek wil vir julle iets anders daar by voordat ek daar is, kom ek gaan net hier na toe. Joshua gaan in die beloofde land in. En God gee dit vir hom, en hulle vat die beloofde land, en hy gaan met die stamme daarin, en hy gee vir elkeen 'n porsie. Julle kan kyk. En daarso is Jerusalem lê ongeveer daar. En by Jerusalem, laat ek net kyk, daar's Jerusalem. Hierdie groen gedeelte, daar wat Jerusalem is, staan daar Juda. Dit beteken Jew. So daai gedeelte wat hulle nou so oor beklei en wat die Palestynë kom en hulle eindig vir hulle self. Hierdie is 1500 jaar voor die kruis, voordat die Palestina nog daar was, het God alreeds daai deel vir Israel en vir die Jode gegee. Daai hele landgebied. En hy het Juda so gegee in Jerusalem. Jerusalem lê daar, want uit Jerusalem uit hy's in die middel van Israel, moet al die stamme by mekaar kom en hulle moet daar kom aanbid.
Nou, hoekom dink julle sit Bloemfontein in die middel van Suid-Afrika? Hoekom is hy judicial capital? Want dit is die plek waaruit spiritual governance moet gebeur. Birthing city moet uit Bloemfontein uit gebeur, soos uit Jerusalem uit. En baie interessant, nou sien julle twee goed. Sien julle daar's Issachar, sien julle daar's Zebulon. Dit wat ek julle aandag wil fokus. Issachar en Zebulon. En ek onthou dit en ek gaan soek dit gister. Daar is, julle weet wat is 'n trading route. Kom ek verduidelik julle. As jy van Bloemfontein af, if you drive through Bloemfontein, Davey, to Pietersburg, you have to go through Midrand. Stem julle saam? Dis die kortste pad. Langs Midrand kry jy die Ultra City. Stem julle weet, Ultra City, this side Ultra City. Het julle al agtergekom as jy daar stop, daar's baie verkeer. There is traffic. So as jy 'n volstasie wil hê in Suid-Afrika, waar wil jy een hê? In Pofadder of in Midrand vir besigheid? Jy wil hom in Midrand hê, want die meeste ouens gooi daar brandstof in. Dis 'n trading route. So there was an ancient trading route called the Via Maris, the way of the sea. So, the way of the sea beteken Zebulon het gegaan en hulle het Afrika toe gekom, of julle dit wil glo of nie daai tyd. En daar was trading routes gewees, hulle het opgelaai en Zebulon was on the trading route, die besigste trading plek tussen Galilee en Jerusalem, tussen Galilea en Jerusalem. There was a trading route on that road. Almal het daar deur gegaan en daar kon jy amper soos tolhekke opsit en geld vat en jy kon verkoop en buy and sell. Now they placed next to them, they put Zebulon in their house. As jy hier gaan lees in Genesis 48 vers 13, Zebulon shall dwell in the haven of the sea, he shall be a haven of ships, and his border shall be unto Zidon. Issachar is a strong ass couching down between the two havens. So ons sien dat Issachar het die wisdom gegee in die council. Hulle het gesê, wanneer die stok maak het op is, en wanneer die stok maak het af is. Want hulle het priestly anointing, hulle het die kennis, hulle het die wysheid, wanneer om te lê, wanneer om jou besigheid te koop, wanneer om jou besigheid te verkoop. So this is the priest's anointing and the calling of the priest. En dan in Zebulon het hy die volgende, ek wil net vir julle wys, Deuteronomy 33. Let me show you this. Dat julle net sien, hierdie goed 33 vers 18. And Zebulon said, rejoice Zebulon in your going out and Issachar in your tents. Nou is Issachar in Zebulon se tent is, wat beteken dit? He's dwelling with him. So the king wants the priest to dwell with him. Verstaan? Om die koninkryk uit te brei. Nou in daai selfde sê hy, they shall call the people of the mountain, they shall offer sacrifices. Onthou, hierdie is vir die laaste dae. This prophecy is for the last days. Genesis 49. They shall offer sacrifices of righteousness. They shall suck the abundance of the sea and treasures that's hiding in the sand. So wat's the treasures hide in the sand in Suid-Afrika? Wat is die duurste? Wat is die heel duurste? Is goud, diamante? Wat sê julle? Diamante. De Beers. Hoe ver is De Beers van hier af? Hiding in the sand. Nou kom ek wys julle. Op die borsplaat van die priester het hy 12 stene. So elke stam het 'n kleursteen gekry. So wat is Zebulon se steen wat hy gekry het? 1500 jaar terug. Diamond. So ek sien net hierdie toevallighede raak. Dan sien ek, maar Zebulon se steen is 'n diamant.
So hoekom sê ek dit vir julle vanoggend? Al wat ek vir julle sê, manne, en voor ons tyd klaar raak, I want to show you not a coincidence. Sien julle, hier is die kampeerplekke rondom die tabernakel. Daar het jy Juda. Juda het die belangrikste plek gekry. So Juda is, en as jy in die oostelike is, dan kom die son van agter jou. So the sun of righteousness skyn van agter jou, sy lig, Jesus Christus. In Baal aanbidding kyk jy na die son toe. En die son kom op en dan bid hulle die son. Hulle kyk in die son in. So jy wil met jou rug Zebulon, wie's nog daar? Zebulon, Issachar en Juda. So they are the camping sites. Daar sien julle. Juda, Issachar, Zebulon. So this is the trading. But the most important thing, die mees belangrikste ding is, wat ek vanoggend vir julle sê, is wat die Heilige Gees maak, vir ons sê, is die volgende. Saai in goeie grond. Saai in goeie grond. En ek bid, ek sê nie jy moet hier saai nie, hoor wat sê die Heilige Gees vir jou, waar moet jy saai. Ek is baie keer verstom om te sien, dat waar Wilbur en Rachel uitgaan, en net op YouTube gaan, nog nie baie nie, maar het al 5200 subscribers, saai daai meer mense nou begin op YouTube insaai. En onthou, dis ouens uit Australië, ouens uit Amerika, en hulle is nie groot nie, maar die saad wat begin inkom, is meer as die 2 keer meer as die saad wat uit die manne uitkom. 1 of 2 keer meer. En ek sê dit nie om iets te sê nie, maar net om vir julle te sê, uit gehoorsaamheid, as die ouens nie hier wil saai nie, sal God 'n deur oopmaak vir hulle op 'n ander plek. God will open a door somewhere else. En ek wag, ek het al vir hulle gesê, onthou, ek wag vir die dag, that people will start to sow in dollars. That's the multiplication. So as jy R1000 saai, is 'n bietjie anders as iemand $1000 saai by jou. So daar's 'n verskil tussen R1000 en R20,000. So ons hou van daai multiplication, but multiplication not unto mammon, but multiplication unto Melchizedek. En wat ek sê is, ek het vir jare in grond gesaai, dan bly dit elke week dieselfde. Dan saai ek in, weet jy wat, manne, ek wil nie negatief wees nie, maar wie wat gaan maak my partykeer de mekaar? Dan sien ek 'n gemeente in 'n ryk woonbuurt, 'n gemeente, en die karre staan vol, en dan 1 keer 'n jaar hou hulle bazaar, om geld in te samel. Dan verstaan ek nie, hoe is dit moontlik dat die ouens bazaar hou, en hulle het nog 'n gin bar daar. Hulle suip op die kerkperseel. Ek moet nou maar soos rooi is die goed net sê. Hulle suip op die kerkperseel. Dink vir jouself, ons laat toe dat hulle 'n gin bar hier by House of Bread hier opsit. En dan doen hulle nog fondsinsameling. En al hoekom hulle dit doen, is omdat die uitbreiding, wat finansiëel nie gestremd is nie saai nie. Ek sal dit, as hulle dominees, pastore na my toe kom, sal ek hulle reguit sê, julle hou verniet bazaar, julle mense is nie gehoorsaam nie. Hulle verstaan nie die beginsel nie. En waar saai hulle die geld? Ek vra net daai vraag. We have to ask this question. So they are still in a religious system. So jy kan binne in die kerkgebou sit. Onthou net een ding, Ahab was an Israelite king. Jezebel was Babylonian.
So Babylon is in die sisteem. Jy kan in jou kerk sit. Babylon kan binne in jou gemeente sit. En jy saai en jy weet dit nie. So ek hoop dit maak sin. Die dag, ek het vrygekom van die goed. The Lord has set me free. Ek saai nie omdat ek wonder, gaan iemand dalk dophou hoeveel ek gesaai het die maand. Ek is verby daai goed gegaan. Ek moes verby, ek moes dit afsny, want as jy saad in jou hand het, en hiermee sluit ek af, the Lord will put seed in your hand. Hierdie saad, lê nou al vir hoeveel lankie, dit bly saad. Unless you put it in the ground. Die oomblik as dit sterf, gaan dit groei. Maar waar gaan jy dit saai? Nou vra ek moet hierdie vraag vir julle vra. Waar wil julle hierdie koring saai? Julle het vanoggend 'n keuse. Gaan ons dit in Springfontein saai of gaan ons dit in Botawil saai? Waar wil julle dit saai? Julle kan kies. Spiritual seed is the same. If there's no growth in souls, don't waste your money. Don't waste your seed. Ask your pastor. Vra jou dominee. Sê vir hom, jy saai, jy het die reg om te vra. Hoeveel siele het ons verlede jaar gewen, wat gegroei het? Hoeveel nuwe siele is daar? Of bly ons getalle elke jaar dieselfde? Kom hulle maar net van die een plek na die ander plek oorgestap. Wys vir my die register, ek wil kyk hoeveel siele. As julle nou vir ons wys, kan ek nou vir julle sê, hulle kan vir julle sê. As jy nou vir Israel vra, gaan hy nou vir jou sê. Hulle het een oggend vir 2 ure uitgegaan, toe Fanny was. 240 aangetekende salvations. Woensdag aand het 'n dametjie wat hier gesit het, opgestaan en in 'n hemelse taal begin uitroep. Sy behoort nie in hierdie gemeente nie, want ons is nie 'n gemeente nie. Sy het ingekom, uitgegaan, en life is transformed. Prys Jesus. Here, sit vir ons weer daai name van daai lied op, en dan staan ons op. Manne, ek hoop hierdie woord, hierdie saad, en my hart gaan uit vir manne wat dit nie ontvang het nie. Maar as jy nie wil kom nie, dan gaan jy nie geseën word met die woord van die Heilige Gees wat jou kan vrymaak nie. En al wat ek sê, waarin lê die toets? 1, jy kan gemanipuleer word om te sê, ek is deel van hierdie, saai in hierdie ou se lewe in. Nee, wen hy siele, daar wat jy saai. Is hy 'n intercessor? Wat doen hy in die koninkryk? Daar wat jy saai, is hy accountable aan jou. Hy moet vir jou sê wat hy doen. Waarby is hy betrokke? Jy moet sy lewe sien. En as jy weet waar hy betrokke is, en hy is accountable aan jou, toets. Wat sê wat sê Malachi? Wat sê God in sy woord aan Malachi? Messenger of God unto the priesthood. Hy sê, test me hierin. Toets my hierin. Begin saai. R100, R500 'n maand. En sê, Boeta, op my hart, R500 'n maand vir jou. And if you started to sow, don't stop. Want ek het agtergekom, as ek stop om in iemand se lewe te saai, het hy nie einde van die maand kos nie. Ek kan dit nie doen nie. I have to sow. I made a promise. I made a covenant. I made a promise to God to sow in people's lives. How can I just sow for 2 or 3 months and then stop to do it? You cannot stop the cycle. So Father, we thank you. We praise you, Jesus Christ. Thank you, Lord, for this word. And today you are the one. When we started to sow into your kingdom, we will be set free and we will be delivered from the power of mammon. We will be delivered from the forces and the power of mammon when we started to sow into your kingdom, because your kingdom must expand. This is just before the coming of the Lord. There's a wealth transfer that will come and take place. But the word of the Lord declares that the wealth of the righteous, not the churchgoer, the wealth of the righteous
belongs, the wealth of the wicked belongs to the righteous. The wealth of the wicked belongs to the righteous, not the churchgoer. The one that's going to church every Sunday. So Father, I praise your mighty name. Father, I pray that your word and the seed this morning, this is not manipulation. If you don't have seed, give your life, give your body. I understand. I was also in a place that I could not sow. But just give your body. Trade with your body. Trade with your heart. Trade with everything in you. And proclaim the name of Jesus Christ. And He will set you free. He will set you free. His word, when you hear the truth will set you free. Father, I pray that this word this morning, that your word will be tested in fire this morning. Let your word be tested in fire this morning. Father, I pray in the mighty name of Jesus, of all the men here, and everyone that will receive this word. I pray, Father, for your spirit. There's a spirit of wisdom that we can ask. A spirit of counsel and a spirit of knowledge that will lead us and direct us in this place. In the mighty name of Jesus Christ, I praise your mighty name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, I'm going to release the priestly blessing right now. But before I release it, I just want to say, you are Yahweh. We have lost brothers. Andre Smith, keyboard. Edward Ward, I found him yesterday. He's sitting in Namibia. And his business is like the doors are closed. I pray for him over his business. That want to come to this place. But they cannot come if there is no funds. So we cannot allow the enemy to come and steal. For them to come back to Bloemfontein, to return back. Dieter has left because of this. But I believe the Lord will open. He will make a way. He will make a way. And we can only have so many people, but we have to stand in faith. We have to stand on the faith of Christ. And we have to take this in faith. So Father, we want to thank you already for the return of Andre Smith and Dieter and Edward. We already want to call in the things that does not exist now as if they already exist. Father, I call now in the finances in my brothers' lives. I speak now new business ideas, new inventions, new places that they can walk. Father, I speak life over them now. Multiplication in their seed, multiplication in their finances. Make them hunger and thirsty to sow more, to do more for your kingdom's sake. Father, I pray that for every door that is closed, that the enemy has closed, Father, I pray that you will open that door in the mighty name of Jesus, so that we can step into that place of abundance, step into that place and take legal right authority in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. And I want to release now a priestly blessing over the house this morning. Receive the priestly blessing. Receive the priestly blessing, because when the king and the priest comes together, there's a blessing upon you. Start to speak life with your words. Don't speak negative. Don't reject. Don't be negative. Don't cut the blessing off with negative words. Speak life so that the blessing, expectation can come in. Yevarecha Adonai Vishmerecha. Ya'er Adonai Panavelecha Vilchaneka. Yasa Adonai Panavelecha Yevashim Lecha Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you, be gracious to you.
The Lord lift up His countenance to you and give you His shalom. Shalom. Amen.